Vandag is Dinsdag 21 Julie en welkom by hierdie weekse oordenkings. Nou in 'n wêreld vol konflikte, ekonomiese uitdagings, politieke verdeeldheid, tegnologiese ontwrigting en vinnige veranderinge soos ons in 2026 beleef, herinner hierdie weekse dagstukke ons dat God se vrede en hoop nie wankel nie, want hy bly ons vaste anker. Vandag se teksgedeelte staan ons stil by Psalm 46 vers 11. Bedaar en herken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Nou Psalm 46 beskryf 'n wêreld in chaos, aarde wat wankel, berge wat in die see val, nasies wat raas. En tog verklaar die psalmdigter dat God ons toevlug en sterkte is. In 2026 voel dit vir ons asof die aarde self wankel. Politieke onstabiliteit, klimaatsuitdagings, sosiale verdeeldheid en vinnige tegnologiese veranderinge skep 'n gevoel van voortdurende krisis en aanpassing. En ons is gewoond daaraan om besig te wees, om self oplossings te soek, nuus dop te hou en beheer te probeer neem. Maar God nooi ons egter uit na iets radikaal anders. Hy nooi ons uit na 'n kalmte wat ons stilte noem. Jy sien, stil word is nie maklik nie. Dit verg dissipline om die foon neer te sit, die gedagtes te laat bedaar en eenvoudig te erken, U is God en ek is nie. En in daardie stilte ontdek ons weer wie hy is. Die soewereine heerser wat verhef word bo elke nasie en elke krisis. Hy het al baie storms in die geskiedenis oorleef, oorloë, pandemie, ekonomiese ineenstortings, maar hy bly dieselfde. Prakties beteken dit dat jy tyd maak vir gebed en stilte. Selfs al voel dit onproduktief. Begin met 5 minute en sê hardop, Here, ek is stil. U is God. Laat sy woord jou herinner aan sy trou in die verlede. Kyk na jou eie lewe en sien hoe hy jou al gedraai het. In hierdie praktyk verander perspektief. Probleme word nie kleiner nie, maar God word groter in jou oë. En wanneer jy stil word, kry jy nuwe krag om die dag aan te pak. Jy reageer eerder as om te reageer uit vrees uit. Jy word 'n bron van stabiliteit, verander. Nou in 'n lawaaierige wêreld is diegene wat in God se stilte leef, dikwels die kalmste en mees effektiefste mense. En mag jy vandag die uitnodiging ook so aanvaar. Wees stil en weet dat hy God is. Kom ons bid saam. Here, U is ons toevlug. Help ons om stil te word in U teenwoordigheid. Amen.